stel op daardie frekwensie. Nou met dit gesê, groet ek u vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met die woorde mag vrede, genade en barmhartigheid vir elkeen vermeerder word in die naam van Christus Jesus onze Vader. Amen. Kom ons open hierdie diens vanmôre met Halleluja 143 verse 1 tot 4. Bring my die ou tyding. Nou ek vra verskoning, ons gaan dan ook nie vanmôre by die wet stil staan nie, ook nie volgende Sondag met die Pinksterreeks nie. Daarna sal ons met dit voortgaan. U kan die woord van die Here solank oopmaak in Genesis, die 6de hoofstuk. Ja, voordat ons gaan saam lees 'n wonderlike lied, bring my die ou tyding. Vandag soek mense nuwe dinge. Hulle soek nuwe lig en nuwe boodskappe en nuwe goed, maar daar is iets niets nie. Die Here het deur hierdie woord vir ons het alles gegee en daardie lied sê dit so mooi, bring my die ou tyding. Bring dit vir my gereeld, want ek vergeet so maklik. Bring dit vir my telkens. En sal dit wees dat ons harte nog brandend raak wanneer ons die ou tyding hoor. Genesis hoofstuk 6, ons is besig met die tema oor 3 en dan in hierdie Pinkstertyd spesifiek met die verlossingsplan van die Here wat ook hierdie 3 baie belangrike aspekte het, naamlik regverdigmaking wat ons verlede week hanteer het, heiligmaking vanmiddag uit die lewe van Noag uit en volgende week sal ons dan ook kyk na verheerliking en genesing. Genesis hoofstuk 6, as jy die woord oop het, kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons nou weet U is hier. En ek dink aan daardie lied waarvoor ek so lief is wat sê, Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Stel ons vanmôre in
om U lof te besing, maar stel ons vanmôre in op die hemelse frekwensie. Here, dat ons bewus sal word dat die radiostasie van die hemel is vanmôre oop. Ja, Here, elke persoon daar waar hy sit in sy bank kan vanmôre kontak maak met die lewende God in die hemel. Elke persoon kan vanmôre die stem van die Heilige Gees in sy binneste hoor. Ongeag wat ek sê hier voor, Here, ongeag of ek goed praat of sleg praat, elke persoon kan vanmôre hoor wat God vir hom wil sê in sy binneste, as hy net bereid sal wees om te luister. En ons bid, help vir ons vanmôre, Here. Help vir ons vanmôre om hierdie ou boodskap so te hoor, Here, dat dit ons brandend sal maak, soos daardie 2 manne op die pad was, Kleopas en sy reisgenoot, was ons hart in die brandend op die pad, toe hy met ons gewees het. Here, sal dit wees dat ons soos daardie manne 'n erns sal hê rondom hierdie woord, toe die Here Jesus maak of hy aangaan, toe dring hulle by hom aan. Asseblief, moenie aangaan nie. In hierdie tyd wat ons na hemelvaart gesê het, 'n onseker tyd was vir die disippels. Hulle het nie geweet, sou hulle 'n dag of 2 of 5 of 10 wag nie, selfs 20 nie. Hulle kon nie 100% seker gewees het wat sou gebeur het nie. 'n Onseker tyd. En Here, hulle kon dalk opgegee het op 5 dae of op 9 dae en dit alles gemis het. Ons wil bid, Here, in hierdie tyd wat ons ook kyk na Pinkster en na hierdie tyd tussen Hemelvaart en Pinkster, wil ons ook bid, Here, dat U ons ook sal vind, ernstig, desperaat, dat U vir ons iets sal kom doen. Here, telke maal het ek daai gedeelte gelees in Jeremia wat hy sê, die somer is verby, die oes is verby, die somer is ten einde en ons is nie gered nie. Here, sal daar by ons 'n dringendheid in ons binneste kom, dat die Pinkstertyd nie verby sal wees, die tyd van seën verby sal wees en ons dit nie gevind het nie. Here, daardie lied sê, wyl die ander seën, o Heiland, seën ook vir my. Vanmôre bid ons, Here, kom staan stil by my. Elke een van ons vanmôre in hierdie diens, kom staan by my en my huisgesin stil. By ons, Here. Kom besoek ons. Kom spreek met ons. Kom bereik die kosbare doel vanmôre. Here, ons het 'n verlange dat U in hierdie tyd vir ons iets sal doen. Pinkster het te doen met die boodskap wat moet uitgaan na die wêreld toe. Pinkster het te doen met die gemeente wat in staat gestel moet word. Here, ons bid. Ons dankie vir oom Joppie en die span, die kerkraad, die CVV, die kinderkerk. Here, dat hulle klaar so getrou gevind was in die werk wat hulle moes doen, dat hulle in staat was. Maar Here, ons bid vir 'n groter instaatstelling, ook om siele te bereik in hierdie dorp. Here, dat dit nie 'n werk sal wees wat ernstig vir self is, maar vir U. Dankie, Here, vir hulle. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan bid dat U deur die Heilige Gees dit vir ons sal kom doen. Here, dat ons nie vanmôre hoef te wonder nie. U het gesê, dit wat ons in U naam vra, dit sal U doen. Here, ons kom met ander woorde vanmôre nie op grond van ons goeie werke nie op grond van enigiets wat ons gedoen het nie, maar alleen in die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit, met danksegging. Amen. Genesis hoofstuk 6, lees ons weer, net vanaf vers 5 vanmôre. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here het gesê, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel, net so ver in die woord van die Here. Nou verlede week het ons stil gestaan by die tema van 3 rondom hierdie gedagte, regverdigmaking, die eerste stap in redding, en ons het gesê dat die Here Jesus 'n mens se siel kom red, hy kom vergewe jou van jou sonde,
Hy spreek jou vry en as gevolg daarvan verander jou status in jou verhouding met hom van vreemdeling of vyand na kind of vriend. Van 'n verlore sondaar, dood in jou sonde, word jy geestelik lewend, van dood na lewe, maar ook van slaaf na vryman. Hy kom maak jou vry van jou sonde. Dit is wat God vir jou kom doen. Wanneer hy jou siel uit genade red, daardie oomblik wat jy gered is jy volmaak sy kind. Nie noodwendig 'n volmaakte kind nie, maar volmaak sy kind. Jy staan in 'n volmaakte verhouding met God. As jy sterwe soos die rower aan die kruis, dan maak jy jou oë oop in die hemel. 'n Volmaakte verhouding, niks ontbreek nie. Daar is tussen jou en God niks nie. Daai skeidsmuur, die oomblik as hy jou red, is afgebreek. Hy verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hy gooi dit in die diepte van die see. Hy dink nooit weer daaraan nie. Vriende, wat 'n wonderlike verlossing is dit wat die Here vir ons bewerk. Kan jy dit dink? U onthou dit, die Here onthou dit nie. Ja, daar kom 'n liedjie op die radio, dit herinner jou aan iets wat jy gedoen het, wat jy nie moes gedoen het nie. Jy's hartseer, jy onthou, jy het oortree, maar weet jy wat? Die Here onthou dit nie. Hy het dit skoon gemaak. Jy hoef nie eers 'n papiertjie te maak en die sondes te gaan lys en neer te skrywe en elke dag maar weer te vra, Here vergewe, Here vergewe. Nee, daardie oomblik wat hy jou red, is jy 'n volmaakte kind, geregverdig. Dit het met Noag gebeur. Noag was 'n regverdige man. Dit was 'n realiteit in sy lewe. God het dit vir hom gedoen. Hy was nie besig om dit vir hom te doen nie. En ek het hier geskryf in my notas, as ek eers in 'n hoekie kon gaan sit en maar net my Bybel lees en afgesluit wees van hierdie wêreld, dan sal my verhouding net so wonderlik bly met die Here. Altyd deur, hoef ek nie weer te vra vir vergifnis nie, want ek sal net daar met die Here kan wees in sy teenwoordigheid. Maar dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Ongelukkig moet jy nou daar vandaan stap in hierdie wêreld. Jy gaan weer by versoeking verbystap. Jy gaan weer by verskillende dinge in jou lewe kom. En ernstiger gaan jy agterkom, daar het iets na my redding in my lewe agtergebly. Ja, die Here het my volkome vergewe van elke sonde, maar daar het iets in my lewe agtergebly. En hierdie iets maak dat ek struikel nadat ek gered is. Baie kere nadat jy gered is vir die eerste paar maande, wandel jy 'n wonderlike lewe voor die Here, want dit is nog nie, dis hy vleur van jou eerste liefde. En daar is net asof niks kan verkeerd gaan nie, maar ergens op daardie pad, party mense is dit 'n maand, party mense is dit baie langer, party mense korter, daar kom my eerste geleentheid wat jy val, as gevolg van iets wat oorgebly het. Die Bybel noem dit 'n onrein hart. Die Bybel praat van 'n verdorwe hart. Ons het gesê die tweede gevolg van die sondeval was 'n verdorwe hart. Die Afrikaans praat van 'n dubbel hart, die Engels praat van 'n double mind, en Paulus praat van vleeslikheid. En dis daardie ding in jou hart en in jou lewe wat maak dat jy nie in altyd alles opreg is nie. Want die tweede ding wat Noag se lewe deelagtig geword het, is Noag was 'n regverdige man. Maar let op, Noag was 'n opregte man. Dit was 'n feit in sy lewe, 'n realiteit. Dis in die verlede tyd geskrywe. Noag was opreg. Hy was nie in opregwording nie. Hy was nie besig om opreg te word nie, amper opreg nie. Noag was opreg. Die King James Version sê Noah was perfect. Die New American Standard Bible gebruik die woord blameless. Noag was. Hy het met ander woorde iets gehad, 'n tweede ding. Maar is daardie onreine hart, daardie verdorwe hart dat maak dat alles wat ek en jy doen nie altyd opreg is nie, dat ons nie altyd opreg handel nie altyd effektiewe getuies is nie. Baie kere dan is 'n mens 'n baie goeie getuie by 10 mense, maar daar's 2 by wie jy nie 'n goeie getuie is nie, want jy het dit verloor voor hulle. Jy het jou vererg voor hulle. Of jy het jou misgaan voor hulle op een of ander wyse en jy's nie 'n getuie nie. Om die waarheid te sê, as die ander 10 met wie vir wie 'n wonderlike getuie was en vertel het van Jesus, by hierdie ander 2 uitkom en sê hulle maar jy geweet daai meneer het so en so gedoen. En dan is dit die waarheid.
Daarom het ons na ons redding 'n nood aan 'n tweede genadewerk. 'n Genadewerk wat begin by redding en eindig wanneer ons die Here sal sien, maar wat ook 'n krisis oomblik in ons lewe moet hê. En die Bybel praat daarvan as heiligmaking. Heiligmaking. Vanmôre se tema dan, die tema van 3, God se verlossingsplan. Die tweede stap is heiligmaking. God moet iets vir ons doen wat ons vir onsself nie kan doen nie. Die Here moet ons reinig van 'n onrein hart, sodat ons in alles opreg kan wees, waardige getuies. Paulus bid hierdie gebed: ek bid dat God julle die roeping waardig mag ag. Ons lees baie kere hoe dat God ons wil in staat stel. En die vers vir die week, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hy sê, ek sal iets vir julle doen, wat julle opreg sal maak, wat julle waardig sal maak, hierdie roeping. Maar net soos met redding, is daar 'n hindernis. Die hindernis vir 'n persoon om in 'n verhouding met die Here te staan is jou sonde. Die sondes wat jy gedoen het. Jou hande is vol bloed. En jy moet vergewe word van die sondes wat jy gedoen het. Net so is daar 'n hindernis. En net soos met sonde, moet jy erken, ek moet erken, ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. 'n Mens kan nie gered word as jy nie kan erken, ek is skuldig nie. Mens kan nie verlos word, vergewe word, as jy nie kan erken, ek het gesondig nie. En net soos wat 'n mens moet erken en bely rondom redding en vergifnis ontvang, so moet 'n mens by heiligmaking van die hindernis gereinig word, naamlik die onrein hart of erfsonde, verskillende woorde wat ons daarvoor gebruik. Daarvoor moet ons ook erken dat ons 'n nood het. Ons moet erken dat daar 'n nood in my binneste is, maar ek moet ook die Here kan vertrou om daardie hindernis te reinig en daardie nood aan te vul. En hier is waar die groot probleem lê. Alle mense wat waarlik in God glo, erken dat na redding het daar iets in jou agtergebly wat 'n probleem is. Die probleem is, wat is die oplossing? En baie mense glo, daai oplossing sal ek maar net moet sit totdat ek dood gaan eendag, en die dood bring met ander woorde oorwinning, nie die bloed van Christus nie. Waar die heiligheidsleer en die heiligmakingsleer sê, nee, daar is 'n oplossing vir daardie nood in die bloed en kruisiging van die Here Jesus Christus op die kruis van Golgotha. Maar net soos met redding, het ek reeds gesê, moet ons erken dat daar 'n nood is, ons moet die Here vertrou en ons moet hom daarvoor vra. Mense dink is outomaties. Ek het daar rondgeloop eendag, en terwyl ek so rondloop, toe vind ek uit, hier man, ewe skielik is ek gered, en ek getuig sommer van redding. Ek weet, nee vriende, ergens moes ek gered geword het. Nou ja, toe die Here my siel uit genade red, ek het nie die voordeel gehad om in die evangeliese kerk groot te word, soos die EG Kerk, dat ek dit geweet het nie. Met ander woorde, ek het eintlik niks van hierdie dinge geweet nie. Ek het 'n kerkie begin bywoon. Ek het gedink, dit is 'n sekte, maar my maat my genooi, ek het nou maar gegaan, want dat hy nou nie dink, ek is te goddeloos, ek wil die kerk toe kom nie, en ek het 'n boodskap gehoor wat ek nog nooit gehoor het nie. En na 'n paar weke was daar 'n uitnodiging, ek het agter toe gaan, en 'n oom het met my gedeel, en vir my Bybelstudie gegee, en ek het op grond van 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om die sonde te vergewe. Ek onthou het ek daar gaan sit, ek gesê, Here, U sê, as ek my sonde bely, U vergewe my. En ek het die Here daar vertrou. En ek het nie geweet wat is die woorde wedergeboorte en al hierdie goed nie. Maar ek het ewe skielik het my lewe verander, en ek het daar by die werk gekom, en mense het gesê, jou lewe het verander, ewe skielik praat jy oor ander dinge. En toe hoor ek later, maar ek getuig eintlik nou. So jy hoef nie al hierdie goed vooraf te weet nie, maar dit gebeur outomaties, nadat jy jou bekeer het. Voor dit was daar jare wat ek gestry het oor godsdienst. Nee vriende, dat gebeur nie outomaties, jy moet die Here daarvoor vra. Daarom lees ons hierdie woorde in Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees nie gee aan die wat hom bid, vra. Ons moet die Here vra daarvoor. Die Here Jesus sê die woorde in Johannes 7 vers 37 tot 39, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En die wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit julle binneste vloei.
En dit het hy gesê van die Gees wat hulle sou ontvang wat in hom glo. Van die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Hy sê, julle gaan die Heilige Gees ontvang, maar die wat dors het moet na my toe kom en drink. Jy moet kom, jy moet vra. En net soos met redding is geloof 'n saak deur heiligmaking, is heiligmaking 'n saak deur geloof en nie deur werke nie. En ons kan nie werk om gered te word nie. Ons kan as die Here ons oortuig van sonde. En ek het berou oor daardie sonde, kan ek dit bely en ek kan die Here vra om my te red. Dis nie my werke nie, hy het my oortuig. En nou reageer ek. Ek sê, Here, ek erken dit wat U my van oortuig, ek erken, ek is 'n sondaar. Red my, en hy red my. Dis 'n werk van genade. Ek kan nie myself nou beter maak nie, ek kan nie nou gaan beter lewe nie. Dit gebeur van self, wanneer die Here Jesus my siel uit genade red. Ek 'n besluit maak, ek wil hom dien. En weet jy vriende, heiligmaking is net so. Ek kan nie nou heilig lewe nie. Maak jy hoeveel keer jy dit gaan probeer, jy gaan val. Oor en oor gaan jy val, as jy jouself vind, gaan jy vir jouself moet sê, ek is nie opreg nie. Noag was opreg, maar ek is nie. Die Here moet dit op grond van geloof vir jou doen. Jy moet hom vertrou in geloof en sê, Here, as hy jou oortuig, daar's 'n nood. As hy jou oortuig dat daar is iets in jou binneste wat maak dat jy val en aanhoudend val, dan moet jy reageer en sê, Here, ek erken dit, ek bely dit, ek vra, Here, vergewe my. Geef my die Heilige Gees. En op grond van geloof sal hy dit dan vir jou doen. Die geloof is 'n besluit om positief te reageer op die roepstem van God. Dis geloof. Geloof is 'n besluit om positief te reageer op die roepstem van God. Nie op jou eie wil of jou eie menslike ding, of selfs as ek kan nie oproep tot ek blou is, vriende, as jy reageer op my stem, maar as jy die Heilige Gees wat jy binne oortuig nie, dan mors ons mekaar se tyd. Maar wanneer die Heilige Gees hier in jou binneste 'n drang werk, 'n begeerte werk, 'n oortuiging werk gebaseer op my getuienis, dan moet jy positief reageer. Want dis die doel van redding. Ons lees daar van Romeine 6:22. Maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde, daar het iets gebeur. Luister vriende, daar het iets gebeur. Jy is vrygemaak, maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Ons lees in Efesiërs dat die Here Jesus vir die kerk, want dis nou die kerk, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente. Wie is die gemeente? Dis die gereddes, hulle wat weergebore is, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Weet jy vriende, die Here het nie net gesterf vir verlore sondaars nie, hy het ook gesterf vir kinders van die Here. Paulus sê hierdie woorde, hy is ons verlosser en nie net versoening vir ons sondes nie, maar ook die van die hele wêreld. Hy is 'n versoening vir die kinders van die Here se sondes, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy het homself daarvoor oorgegee vir die gemeente, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel. Let op, hier's die doel. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dit is waarvoor die Here gekom het. Hy het homself oorgegee om die gemeente te heilig nadat hy dit gereinig het, sodat die gemeente opreg kan wees, heilig. Ons gaan in die taal van vanmôre dit vir spesifiek hanteer rondom die woord opreg. God se standaard vir sy kerk is heiligheid van die Ou tot die Nuwe Testament. Levitikus, wees heilig want ek is heilig. 1 Petrus 1 vers 15-16, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet operatief as die woord uit my kop uit. Dis 'n opdrag. Ek moet dit doen. Dis iets wat ek soos hy wat in julle geroep het heilig is, moet jy in jou hele lewenswandel heilig word, want daar staan geskrywe, wees heilig want ek is heilig. God se standaard is heiligheid en net so was dit met Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man. Dis die standaard. Dis die standaard wat God stel. Ek vra myself baie kere, en ons kyk nou na Noag. Hoekom het die mense nie in die ark geklim nie? Weet jy vriende, as jy nou gaan lees 'n bietjie geskiedenis, the Waco from Waco, David Koresh, hoeveel mense het hy oortuig om selfs met die FBI dit uit te skiet? Hulle glo dis die eindtyd.
As ek vir 'n dag 'n ark bou, ek is seker ek sal 'n paar mense wat bietjie getik is, kry om in daai ding in te klim. As David Koresh dit kan doen, kan ek dit ook doen. Noag het dit nie reg gekry nie. Sien, hy was nie bereid om kompromie aan te gaan met die standaard nie. Ek dink ek lees baie jare terug 'n boek van D.L. Moody. Hy sê hy preek by geleenthede en hy preek sy hart uit. En hy sê daar kom 'n vroutjie so met die gangetjie afgestap en die trane loop sy met haar oë af. Die Here is besig om haar te oortuig van haar sonde. Die Here wil haar red. Die Here wil haar in die ark inbring. Hy gaan praat met haar. Hy sê, dame, kan ek jou help? Sy sê, I want to become a Christian, but not like you. Hy voel eers bietjie verontwaardig. Hy sê, ek dan wat fout met my? Sy sê, I grew up in the theater, I will not leave the theater. Sy moet nou praat oor redding, sy moet nou praat oor vergifnis, sy is met die teater besig. D.L. Moody sê vir haar, maar het ek oor die teater gepraat? Sy sê nee. Hy sê, het jy gelees dat ek oor die teater praat? Sy sê nee. Hy sê, hoekom praat ons oor die teater? Standaard. Jy sien vriende, God het 'n standaard en daardie standaard is heiligheid. Noag was 'n opregte man. Let op, dit was afgehandelde saak. Net soos regverdigmaking is dit iets wat die Here vir my en jou wil doen. Nou daardie woord wat gebruik word, Noag was 'n opregte man, beteken volkome rein, sonder gebrek, onbesmet in wese en wandel. Let op, Noah was blameless. Noah was perfect. Noag was opreg. Noag was volkome rein. Noag was sonder gebrek. Noag was onbesmet in wese en wandel. Om dit te heilig nadat hy dit gereinig het, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis waarvoor God homself oorgegee het deur Jesus. En nou rondom die Pinksterdienste praat ons dan spesifiek oor heiligmaking is die pad na opregtheid toe. Heiligmaking is die enigste weg tot opregtheid, soos wat redding, wedergeboorte, sonde vergifnis, bekering die enigste weg tot regverdigmaking is. So is heiligmaking die enigste weg tot opregtheid. Daar moet iets in jou binneste gebeur wat jy vir jouself nie kan doen nie. Jy moet krag ontvang en soos die Here gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit beteken dat niemand ooit weer, dit beteken nie dat iemand nooit weer 'n fout sal maak nie, nooit weer versoek sal word nie, of nooit meer kan sondig nie, maar dat God by magte is om jou in staat te stel. Die eerste punt wat baie belangrik dan vanmôre is, rondom die boodskap van heiligmaking, die tweede fase, en dit wat die Here vir ons wil doen rondom Pinkster, is hy wil ons reinig. Dis die hindernis, dis die eerste ding wat moet gebeur. Na redding het ons 'n begeerte om die wil van die Here te doen. Ons wil reg doen vir die Here, ons wil die Here volg, ons wil opreg wees. Maar ons ontdek 'n oorlog binne onsself. Die vlees staan teen die gees. Weet jy vriende, u lieg baie maklik voordat die Here hier het. Hy baas bel jou, jy moes gou 'n ding gedoen het. Dan vra hy as jy dit gedoen, dan sê ja, is gedoen. Pla jou nie 'n druppel nie. Pla jou nie 'n druppel nie. Ek sal dit gou doen voor hy daar kom. Pla jou nie so nie. Maar na jy gered is, hy lei daai telefoontjie. Nou sien ek daai naam op daai telefoon. Nou weet ek wat daai naam soek. Ek weet presies wat daai naam soek, want ek weet ek kom bel daai naam. Kyk hy foon so. Nou die Here my siel uit genade gered. Nou weet ek het nou moeilikheid. Want ek weet wat die persoon gaan vra en ek het nie antwoord nie. Dan dink ek by myself, ek gaan net los. Dan gaan ek dit gou gaan doen. Dan gaan ek hom terugbel. O, ek sien jy het my gesoek, meneer. Hoe gaan dit? Kan 'n kind van die Here dit doen? Nou kyk ek hy telefoon. Gebeur my, hy lei so, kyk hom so. Nou begin ek hier dink in my kop, wat gaan ek nou maak? Nou besef ek kan nie hierdie telefoon nou laat doodgaan nie. Want dan gaan ek vir hom moet sê, meneer, ek het gesien jy bel, maar ek wou jou nie antwoord nie. Ek mag ons nou nie lieg nie, nê?
Nou gryp ek hy telefoon van, hallo. Na jy gered is, pla hierdie dinge jou ewe skielik. Jy wil opreg wees. Maar as jy jouself weer kry, dan vind jy hier's iets hier binnekant my. Die vlees staan oor die gees, selfbelang. Partykeer is dit verskillende dinge, die eie ek, selfbelang, bitterheid, afguns, tweedrag. Dis die probleem. Nadat 'n mens gered is, dan ervaar jy binne my, maar daar's bitterheid. My pa het my te nagekom, my ma het my te nagekom, my ouma het my te nagekom. Daar's twis in die familie. Jy kom agter, daai baas het my te nagekom. Daai werkgewer het my te nagekom. Daai kollega het my te nagekom. Daai broer in die kerk het my te nagekom. Hier's 'n probleem in jou binneste. Baie keer is daai probleem jy alleen. Jy dink daai broer het 'n probleem met jou, maar is uiteindelik jy wat 'n probleem het. Nadat jy gered is, jy wil opreg wees, dan vind jy telke male wanneer die tekkie die teer tref, wanneer die omstandighede reg is, dan faal jy. Jy wou nie, maar voor jy jouself kry, dan vertel jy alleen. O, sal ek dit vergeet net na die Here my gered het en daardie persoon bel en ek wel toe die telefoon antwoord en hy vra as hy ding gedoen. En voor ek my kry, ja. Maar toe ek so sê ja, toe sak alles hier in my binneste. En ek moet terugbel en sê ek het nou droog gemaak. Maar ek wou nie. Dit was nie my plan nie, dit was nie my doel nie. Maar toe ek my ewe skielik kry, toe kan ek nie opreg antwoord nie, al wil ek ook. Het dit al met jy gebeur of het dit nog net met my gebeur? Jy beskerm jouself, jy gee 'n halwe waarheid. Halwe waarheid. Dis ons het slim geraak ons Afrikaner, ons gee 'n halwe waarheid. En 'n kind van die Here moet jy nie dink is nie slim nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Dis die probleem wat ons nou hanteer. Daai hart wat bedrieglik is, daai hart wat verdorwe is, wat die Here wil reinig. Ons vertel 'n halwe waarheid. Jy vertel 'n halwe waarheid. Jy praat so oor die tema. Jy gaan ons regmaak. Nou ja, dis klein goedjies, daar's groter goed. En maar as ek aan die einde van die saak terugkyk, dan sê ek wou nie sleg gelyk het nie, ek het 'n ding maar met vinnig gesê, maar die waarheid is ek was nie opreg nie. Dit verklik my, soos 'n alarmpie. Noag was 'n opregte mens. Henk, jy's nie opreg nie. Jy wil wees. Jy wil nie, jy kan nie. Baie jare terug kom 'n vriend na my toe. Hy het my geborg in 'n tyd wat dit maar swaar gegaan het. Niemand anders wou nie, ek het professioneel beklei. Hy het my gehelp. Nou gaan hy deur 'n swaar tyd. Sy besigheid gaan deur 'n swaar tyd. Die Here het my gered. Die Here het my vrygemaak van sonde. Man, ek het 'n wonderlike verhouding. Ek groei in die Here. Ek lees die woord. Ek begeer om met die Here tyd te spandeer. En ek is so op 'n tredmil wat ek hardloop en hy kom staan daar langs my en hy sê, "Kan jy vir my help loetjies verkoop?" Dit gaan swaar in die besigheid. Hy gaan loetjies verkoop om 'n bietjie fondsinsameling te doen. En weet jy vriende, ek het nie die moed om vir hom te sê, loetjies is vir my nou sonde nie. Ek's klaar met lottery. Met die loetjies, ek's klaar, sonde, ek het nie die moed om dit vir hom te sê nie. Ek hardloop op die tredmil. Hier in my binneste weet ek kan nie hierdie ding doen nie. Maar ek wil hom nie teleurstel. Ek sê vir hom, ek gaan jou help. Hy sê die boekie so daar in die tredmil so gaatjie gehad. Ek moes stop, ek kon nie verder oefen nie. Trane kom af. Ek sê, ag Here, hoe het ek dit gedoen? Hoe het ek dit gedoen, Here? Nou moet ek teruggaan na daai persoon toe, met daai boekie. Sê, hoorie my vriend, ek moet kom vergifnis vra. Ek het vir jou gesê, ek gaan die goed verkoop, maar kan nie, is vir my sonde. Ek wou nie. Nou ja, mense kon sê, ag, ek wou net opreg die man help. Maar vriende, is dit opreg om 'n persoon te help tot in die afgesloot? Dis nie opreg nie. Ja, jy kan dink jy wil. Maar was ek opreg teenoor myself? Nee. Want ek het geweet, toe hy my sê, toe weet ek hier in my binneste, hierdie goeie sonde, ek kan dit nie doen nie. 'n Paar weke voor dit, toe kom maar kindertjies met die kerk se lotery vorm daar by my aan. Toe sê ek, groot meneer, hoe wil julle sonde aan my verkoop? Met die kindertjies. Maar nou dat hierdie groot man hier kom, nou is ek 'n lafaard. Petrus is 'n lafaard. Daar's 'n probleem in jou binneste, wat die Here jou vir wil reinig. Hy maak dat jy nie kan opreg wees nie. Jy wil opreg wees, maar jy kan nie. Jy kan nie. Ek wou nie, maar voor ek my kry, toe doen ek dit.
En ek is jammer en ek het berou. En weet jy vriende, die hartseer is, as jy aanhou om die Here te vra om jy te vergewe, dan vergewe hy. Die Here is wonderlik, hy vergewe jy. Maar weet jy, hoe meer jy dit doen, hoe louer raak jy. Daardie gewetetjie, hy begin so, hy werk so lekker, maar hoe meer daai yster brand van sonde, hoe meer begin hy. Die Bybel praat van gebrandmerk in die gewete. Toe rendering operative, hoe minder werk hy. Soos daardie kind wat vir die eerste keer is ding gevat het wat hy nie moes nie, daar in sy ma se kamer gegaan, maar toe hy so aan hom vat, toe is dit asof hy so alles weet wat aangaan. Hier na 3 weke is dit sommer net, na 'n jaar voel jy niks nie. Hoeveel kinders van die Here het nou al gekom waar hulle maar die voetjies so kyk? Bel maar net nou. Ag, ek sien jy het my gesoek. Nee, jy lieg mos. Nee, ek het gesien jy bel, maar ek was toe nou nie lus om met jou te praat nie. Vergewe my asseblief. Dan praat jy ten minste die waarheid. Hoe baie van ons het by daai plek gekom waar die gewete nou gebrandmerk is. Ag, dit laat nie meer as ons gou sê ja nee, ja meneer, is gedoen. Ek gaan dit gou vinnig doen. En die Here vergewe ons. Maar môre dan doen ons dit maar weer, want die probleem lê dieper as dade. Dis nie iets wat ek en jy kan regkry in onsself nie. Ek kan nie vir myself sê, Here, volgende keer dan gaan ek vinnig sê, nee, ek het dit nie gedoen nie. Want as daai oomblik kom, voor ek my kry, dan reageer ek. Paulus sê, die goed wat ek wil doen, die doen ek nie, die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. 'n verdorwe hart, 'n bedrieglike hart. Vriende, die vraag is, glo u die Here dat hy dit kan doen? God moet jou reinig van eie belang. Ons lees hierdie woorde daar in Handelinge 15 vers 8 en 9. En God wat die harte ken, 15. En God wat die harte ken, het hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Petrus vertel nou vir die raad wat het gebeur in die boventrek. Hy sê, vriende, ons is nou besig om kwaad te raak vir Paulus, want Paulus is nou besig met die heidene en hy's met al hierdie dinge besig, maar luister julle baie mooi. Toe ek daar by Cornelius was, toe sien ek met my eie oë dat die Here die Heilige Gees gee aan die heidene, net soos wat hy dit vir ons in die boventrek gegee het. Maar let op wat sê hy. En hy het geen onderskeid gemaak tussen ons en hulle nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Hy sê, broeders, ons wat gered was, die Here Jesus gesien het, ons het hom geglo, ons het hom gevolg, hy het op ons geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees, ons lewe met die Here Jesus, ons is sy kinders, ons het nou gesien hoe dat hy weggegaan het na die hemel toe, ons wag nou al vir 10 dae hierbo, en toe kom die Here in 'n oomblik en hy kom reinig ons harte. Hy sê net so het hy hulle harte gereinig. Sien vriende, heiligmaking begin by reiniging. Nie vergifnis van sonde nie. As jy vanmôre sonde het, dan is jy nie 'n kandidaat vir heiligmaking nie, dan is jy 'n kandidaat vir vergifnis. Want vergifnis is vir dinge wat ek verkeerd gedoen het. Reiniging is vir die smet, die probleme hier in my binneste, wat maak dat ek verkeerd maak. Wat maak dat ek nie 'n getuie kan wees by daai man nie, want ek het nou vir hom gelieg, en nou kan ek nie 'n getuie wees nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees. Hoekom? Want jy gaan opreg wees. Ewe skielik, sonder dat jy het gedink het, opreg. Jy sien, hierdie reiniging praat van hierdie self wat gereinig moet word. Ek moet sterf van hierdie self. Die Here sê in Matteus 16:24, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jy moet jouself indoen. Jy moet sterf van self. Lukas 26 verse 26 en 70, 14 verse 26 en 70 lees ons, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, sy vrou en sy kinders, sy broers, sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my kom nie, kan my disipel nie wees nie. Daar moet 'n plek kom wat ek sê, Here, ek vind hier in my binneste is 'n bedrieglike hart, sy naam is ek. Here, reinig my van ek. Reinig my van selfbelang. Reinig my van hierdie vleeslikheid, hierdie erfsonde wat ek by Adam en Eva gemoed het. Dis die enigste weg tot opregtheid. Dis die enigste weg wat ek en u sal wees, opreg teenoor God,
Opreg teenoor my medemens, maar ook opreg teenoor myself. Sien, daar's 3 faktore. Ek moet opreg wees teenoor God, ek moet opreg wees teenoor my medemens, maar ek moet ook opreg wees teenoor myself. Wie ek nou is, ek is nou 'n kind van God. Ek is nou 'n vriend van God. Ek is 'n vrygemaakte, ek moet opreg wees teenoor daai vrygemaakte. Die teenoorgestelde van opreg is agteraf skynheilig en tweegesig. Ek het dit spesifiek so in die notas gesit, want baie kere dan, ons maak dit mooi, ons gee blommetjie kleertjies en pastelkleertjies en dit lyk oulik en dit lyk mooi, ag, dis maar net 'n bietjie self. Maar weet jy vriende, daai self, sy ander naam is agteraf, tweegesig, skynheilig. Klink rof. 'n Persoon vertel vir my eendag, kind van die Here, hulle verkoop 'n kar. Van die mechanic het vir hulle gesê, hierdie kar moet julle verkoop want hy gaan breek. Hierdie kar moet julle nou verkoop, hy gaan breek. En wie wat maak hulle? Hulle gaan verkoop daai kar. Maar hulle gaan nie daar na die persoon toe en sê, hoor jy my broer, ek gaan hierdie kar aan jou verkoop want hy gaan nou breek nie. Hierdie ding gaan breek. Koop jy hom nou nie? Nee, hulle kom nie man, die kar het my wonderlike kilos gegee. Ag man, ons het sulke wonderlike gedagtes. Herinneringe in hierdie kar. My eerste kind het hierin gesit, ag, is wonderlik, hulle verkoop dit aan 'n enkel ma wat sukkel en sy gaan sukkel met daai probleem. Was jy opreg teenoor daai enkel ma? Jy was dalk opreg teenoor jou bankbeursie, maar jy was nie, want dit is skynheilige geld. En dis 'n kind van die Here. Man, hulle is so trots hulle die kar verkoop. Hulle is so trots hulle het hierdie transaksie geklink. Hulle is so trots op hierdie goed, maar as ons opreg, argitek baie jare terug, sê vir my, gee net 'n goeie prys. Ek sê my, wat 'n goeie prys? Vertel my wat 'n goeie prys. Hy sê alles wat hy doen hy asof hy dit vir sy ma doen. Hy is 'n kind van die Here nie. Alles wat hy doen as hy vir sy ma doen. Dis 'n verskriklike ding, né, om te dink. Ek gaan jou help soos ek my ma gaan help. Ek gaan vir jou die waarheid vertel soos ek vir haar gaan vertel voor sy die kar koop. Maar wie wat ons as kinders van die Here, ons moet alles doen asof ons dit vir God doen. Van ma na God toe. Maar jy sien vriende, hierdie teenoorgestelde van dit is tweegesig. Die teenoorgestelde van opreg is selfbelang, tweegesig. Ek smile terwyl ek daai karretjie aan jou verkoop. Ek smile terwyl ek vir jou hierdie wonderlike storie vertel. Man, ek glimlag terwyl ek vir jou sê, ag, ek het jou telefoonoproepie gemis. Ons kan dalk sê, dis net besigheid. Ag, is maar net werk, is maar net besigheid. Dis nie persoonlik nie. Maar weet jy vriende, vir die Here is alles persoonlik. Hy sê daar vir die werknemer, luister jy my vriend, as jou werkgewer vir jou sleg is, moet jy vir hom ook sleg wees. Nee, hy moet hom goed wees. My en jou lewe, selfs wanneer ons werk toe gaan, maandagmôre, dan moet jy gaan werk asof jy vir God werk. Jy kan nie nou half werk, want jy's nou kwaad vir die baas, want hy het nie dankie gesê nie, of hy's nou onredelik nie. Jy moet werk asof jy vir die Here werk. Maar ons kry dit nie reg nie, ons kry dit nie reg om opreg te wees in ons werkslewe, in ons privaatlewe, in ons huwelikslewe nie. Want die Here moet vir ons iets doen wat ons vir onsself nie kan doen nie. Hy moet ons reinig van daai self. Hy moet kom en iets in ons diepste wese kom doen, waarvoor hy gesterf het, want hy sê, soos Christus homself oorgegee het vir die gemeente, om dit te reinig om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het. Dis 'n belofte vir my en jou, vir die kerk, en ek sien die tyd is baie vinnig vanmôre. Die tweede wat hy doen, is nadat hy jou reinig, vul hy jou met die liefde van God. Die Here kom nie net om te reinig nie, hy kom om daai leemte te vul met die liefde van God. Ons lees in Romeine 5 vers 5 hierdie woorde, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Here kom en hy stort sy liefde wanneer hy jou hart reinig by heiligmaking. Dan stort hy sy liefde oortollig in jou hart uit, sodat jy nie menslike liefde meer het nie, nie liefde wat gebaseer is op gevoelens nie, of op emosies nie, maar goddelike liefde. Liefde vir jou eie mense, liefde vir jou huweliksmaat, liefde vir jou kinders, vir jou gemeente, maar ook liefde vir jou naaste,
vir moeilike mense, vir vreemdelinge, selfs vir jou vyande. Vriende, wanneer die Here kom en hy reinig jou van daai probleem wat maak wat jy nie kan opreg wees nie, dan gee hy vir jou 'n liefde wat maak dat jy kan opreg wees. Nou is jy lief vir daai vreemdeling wat die kar gaan koop. Gaan jy dit aan iemand wat lief is so verkoop? Nee. Nou is daar ewe skielik in jou hart liefde. John Wesley het altyd gepraat van perfect love. Hy het die Bybel sê volmaakte liefde dryf die vrees uit. Heiligmaking het te doen met reiniging, maar dit het ook te doen met die liefde van God wat in ons harte uitgestort word, sodat ons opreg kan wees, sodat ons lief kan wees. Jy sien die natuurlike mens hier in jou binneste, wanneer dinge verkeerd gaan, dan sê dit vir jou, kry hom terug, wys hom, onttrek jou. Julle weet mos daar's twee, die een is spiteful, hy kry hom terug, die ander een onttrek hom. Moet hom nie vergewe nie, maar wanneer die gees van liefde in jou oorkom, dan kom daardie gedagte, vergewe hom, wees lief, soos wat die Here Jesus gewees het en gesê het, Vader, vergewe hulle nie, hulle weet nie wat hulle doen nie. Heiligmaking is nie net reiniging nie, maar dis vervulling met die gees van God. God haal nie die sonde uit nie, hy stort liefde in. Die bewys van ware heiligmaking is nie emosie of tale of kennis of uiterlike godsdienst nie, maar liefde. Noag was opreg. Daai mens kon niks op hom gesê het. O, hy is liefdeloos, hy is dit, hy is dat. Hulle kon nie, hy was opreg. En dis wat die Here vir ons wil doen by Pinkster. Hy wil ons kom reinig van sonde, maar hy wil ons kom vervul met die Heilige Gees. En nou moet ek dit bysê vanmôre, en ek weet die tyd is vinnig, maar ek moet dit vanmôre sê. Vriende, het jy geweet, waar is God die Vader? Hy is in die derde hemel. Waar is God die Vader? Hy is in die derde hemel. Maar waar is God die Vader? Hy is hier binne. Hy sê in Johannes 14, ons kom by jou woning maak. Maar as God in sy heerlikheid in hierdie oomblik in hierdie vertrek kon inkom, ek wil dit so probeer illustreer. Dan is die meeste van ons dood, want die Bybel sê, jy kan nie God sien in hierdie toestand en bly leef nie. Toe hulle vir die Here Jesus sien, nadat hy verheerlik is, toe val hulle, soos 'n dooie. Vrees. Maar waar is die Here Jesus? Hy sit aan die regterhand van sy Vader, maar waar is die Here Jesus? Hy is in my hart. Weet jy vriende, die Heilige Gees is net so, want mense verstaan nie die vervulling met die Heilige Gees nie. Waar is die Heilige Gees? Hy woon in my hart. Maar weet jy vriende, dis hoekom my die Here Jesus gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want nou het julle vir my, wat as persoon moet rondloop, en nou kan ek verskyn en verdwyn, maar die Heilige Gees gaan nie net in jou hart wees nie. Hy gaan in hierdie teenwoordigheid inkom. En dis wat Pinkster beteken, hy is nie net meer in jou hart nie, hy kom neem oor in jou lewe. En nou is die vraag, wanneer daai persoon kom en kom oorneem, dan kom maak hy dit 'n realiteit. Sy teenwoordigheid is nie meer net in my hart nie, dit is nou so dat mense dit kan aanvoel, en dat dit mense is beïnvloed wanneer ek teenoor hulle getuig. Dit maak my vry, wanneer Noag opreg is, gesê het, hy was vry van self, vry van skynheiligheid. Soos wat die Here Jesus aan die kruis kon gesê het, Vader, vergewe hulle, Stefanus, terwyl hulle hom stenig, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Kan nie jouself indink, mense het dit gesê. Here, hulle gooi daai klip, ek en jy kan dit nie indink nie. Terwyl hulle daai klip gooi, dan wil ek, nee, Vader, vergewe hulle nie. En dis wat die Here wil kom doen by heiligmaking. Dis die tweede ding wat hy vir ons wil kom doen, nadat ons gered is. Hy wil ons verhouding met mekaar herstel. Hy wil hierdie verdorwe hart kom reinig. Hierdie bedrieglike hart wil hy 'n rein hart kom maak. En die laaste ding wat heiligmaking vir ons beteken, is nie net reiniging nie, is nie net vervulling nie, dis krag. Dis krag. Dis oorwinning. Ten derde stel God ons dan ook deur die Heilige Gees in staat om so te bly lewe. Let op, en hier is die belangrikste. Die Here kom reinig jou van self, hy kom vul jou met liefde, maar wat heiligmaking, wat Pinkster nog doen, is hy stel jou in staat om so te bly lewe.
Sonder die Heilige Gees in staatstelling om so te bly lewe, gaan ons nie kan nie. Daarom lees ons verskeie kere, is hulle weer vervul met die Heilige Gees. So as u vanmôre hier sit, en u is nog nooit gereinig nie, dan moet u vanmôre na die Here toe kom en sê, Here, reinig my en vul my met die Heilige Gees. Maar dit beteken nie, as u eenmaal gereinig is, dan moet u nooit weer vervul word nie. U moet gereeld vervul word met die Heilige Gees. U moet gereeld na die Here toe kom en sê, Here, vul my opnuut, maak my vol, Here, van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ja, ek weet hy woon in my hart. Hy trek nie weer uit nie. As hy in jou hart kom woon by redding, dan bly hy daar. Maar die teenwoordigheid, daai persoon wat uitgestort is, se teenwoordigheid, Here, bring dit weer terug. Ernstig. Hy kom om dit te doen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die derde doel van redding is om jou in staat te stel om 'n waardige getuie te wees. Nie net iemand wat praat nie, maar iemand wat getuig en wie se lewe getuig. Baie mense kan praat, wonderlike boodskappe praat, maar vriende, praat jou liggaam dieselfde taal as jou mond. Jou dade, jou aksies, daar by die werk, die manier hoe jy besigheid doen, praat dit net so hard. Met ander woorde, die Here sê, heiligmaking is ook die krag om opreg te wees. Noag was nie uit sy eie krag uit opreg nie, hy was opreg, want God het hom gereinig, hy het hom volgemaak met liefde vir mense, en God het hom krag gegee om opreg te kan wees. Ons lees hierdie woorde in Judas 1:24, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor hom te stel in heerlikheid, met 'n gejuig. Die geweet die Here kan dit doen. Dis vir hom, let op wat sê hy, aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. Mense sê ons sal maar net elke dag val. Nee, vriende. Jy sal elke dag val, maar die Here kan jou elke dag bewaar. Die vraag is, waarop is my vertroue? Is my vertroue op my eie mag en krag om te kan staande bly, of is my vertroue op die Here wat my kan bewaar van struikeling? Want die Bybel sê aan hom wat by magte is, wat magtig is om julle van alle struikelinge te bewaar. Voordat 'n mens waarlik gereinig is en vervul word met die Heilige Gees, word 'n mens baie maklik geïrriteerd, jy's kort van draad, baie maklik kwaad, jy hou rekord van verkeerde dinge, bitterheid, selfgesentreerdheid, hierdie dinge is dinge waardeur jou lewe gekenmerk word, ongeag hoe wonderlik jou lewe is, en uiterlik. Maar heiligmaking maak dat jou hart sagter word, dat jy meegevoel kry, geduld kry, genade, vrede, oorwinning. Hoekom? Want die Here sê julle sal aangedoen word met krag. Nie omdat die persoon perfek geword het nie, maar omdat die liefde van God sy hart begin beheer. Ons lees in Galasiërs 2:20 sê Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sien, die verskil is, voorheen probeer ek self, nou leef die Heilige Gees deur my. Heiligmaking is die tweede fase van redding, maar dit is iets waarvoor ek en jy die Here moet vertrou. Ons moet erken dat daar 'n nood is. As daar 'n nood is, moet ons dit bely. As ons dit bely, moet ons glo dat die Here kan doen wat hy sê hy gaan doen. Vriende, is iets wat ek vanmôre uit my duim uitsuig nie. Hy sê ek sal julle die Heilige Gees gee as julle bid. Maar Petrus sê ons moet gereinig word sodat ons vervul kan word. En die Here sê, dis waarvoor ek gekom het. Ek het my oorgegee vir die gemeente om dit te reinig, te heilig nadat ek dit gereinig het. Met heiligmaking kom die Here en hy wil vir ons kom krag gee om te kan lewe. Nie sodat ek kan sê Noag was 'n regverdige opregte man nie, maar Noag was deur die Here geregverdig en die Here opreg gemaak. En nou kom ons by die einde en by die slot van dit alles. En die vraag wat ek en u onsself moet vra. Maar hoe lyk ons lewens? Ons kan nie in 'n diens oor heiligmaking regtig praat nie. 5 dienste is te min. Maar ons praat in kort rondom die tema van 3, regverdigmaking. Die eerste stap wat God vir ons bewerk het in verlossing. Heiligmaking, die tweede stap, die derde een sal ons volgende week nog kyk. Maar vriende, dis goed wat Noag deelagtig was. Die Bybel sê Noag was 'n regverdige, opregte man. Noag het met God gewandel. Daai eerste 2 is verlede tyd. Dit is 'n realiteit, dit het reeds gebeur. Ons hoef nie daarvoor te wag nie. Ons hoef nie vir 50 jaar te wag nie. Vir volwassenheid moet ons 50 jaar wag. Vir volwassenheid moet ons 30 jaar uitwag.
maar vir die reiniging, vervulling en bekragtiging kan ek en u die Here vandag vertrou. Die vraag is ek en u vanmôre regverdig? As ons eerlik moet wees, wanneer het die Here Jesus die siel uit genade gered, u sy kind gemaak? Dag en datum of tyd of plus minus? Maar vriende, of ek wil verder gaan vanmôre, wanneer het die Here die hart gereinig en vervul met die Heilige Gees? Miskien het jy al 2 keer, 3 keer, 5 keer, 10 keer vervul, maar wanneer was die eerste keer? Want as daar nie 'n eerste was nie, is daar nie 'n tweede nie. En dis wat die boodskap van heiligmaking van Pinkster doen. Hy sê, weet julle wat vriende, ek gaan nou weggaan. Ek woon in julle harte, maar ek self is nie meer hier nie. Ek is in die hemel. Die Heilige Gees is in julle harte, maar die persoon gaan ook kom. Ja, jy het die Heilige Gees in jou hart, maar die persoon gaan kom. Maar julle moet vir hom wag. Anders gaan julle so aangaan op julle eie lewe sonder hom. Maar as julle daar gaan wag, daar in die boefretrek, totdat hy gekom het, dan gaan julle ervaar, hy doen vir jou iets wat jy vir jouself nie kan doen. Jy gaan ervaar, ewe skielik, is daar oorwinning waar daar voorheen neerlaag was. Daar waar daar van tevore jaloesie was, is daar nou liefde. Ewe skielik kan ek bid vir daai persoon van wie ek nie gehou het van tevore nie. Ek gaan nie daai persoon nou nooi vir 'n braai nie, is nie emosionele gevoel, geloof, liefde nie. Maar nou kan ek bid vir daai persoon met opregtheid. Here, hierdie persoon se persoonlikheid, ons kom nie lekker by mekaar nie, maar Here, ek bid seën vir hierdie persoon. Red hulle, reinig hulle, vul hulle, maak hulle paai gelei. Ek kan self sê ek vir die persoon oopmaak. Hoekom? Want die Heilige Gees bewerk dit. Amen. Kom ons sluit die hoofde en ons bid saam. Dank dierbare Hemelse Vader, is te min tyd om vanmôre te praat oor heiligmaking. Maar Here, daar's 'n realiteit hier, iets wat U vir ons kan doen, reiniging. En Here, net soos wat dit is wanneer 'n mens verlore is, sondaar op pad hel toe, en moet erken dat hy 'n sondaar is en moet verlossing kry, vergifnis kry, so moet kinders van die Here erken as daar 'n onrein hart is. So moet kinders van die Here erken as hulle nie oorwinning het nie. En Here, met hierdie Pinkster wil ek tog vanmôre uitnodiging maak en vir mense bid wat vanmôre sê, die Here oortuig my, bid vir my. En as jy wil ek moet vir bid, wil ek vra dat jy hand opsteek, ek wil graag vir bid. Sê vanmôre sê die Here oortuig my, daar's 'n nood, daar's 'n probleem in my hart, bid vir my. Sal jy hand opsteek, ek wil graag vir bid. Dankie, ek sien daardie hand. Dankie, ek sien daai hande ook. Nog 'n persoon, dankie, ek sien ook daai hand. Nog 'n persoon, ek sien daai hand, baie dankie. Kom maar weer laat sak. Nog een geleentheid, 'n persoon wat vanmôre sê, ek ervaar daar's 'n nood in my binneste. Ek wil die Here vertrou om my te reinig, my te vul met liefde, my te bekragtig. Laaste geleentheid, nog 'n hand. Dankie, ek is bly ek het vir julle gewag. Nog een miskien. Neem vrymoedigheid. Dankie dierbare Hemelse Vader dat ons nou vanmôre voor U kan stil raak, Here. En net vir U sê dankie, Here. Dankie dat U lewe oorgegee het vir my as gemeente, vir ons as gemeente, om dit te heilig nadat U dit gereinig het. Here, vanmôre is U by magte om te doen ver bo wat ons bid of dink. Here, as ons vanmôre ons oë gaan stel op mense, dan gaan ons val. As ons dink ons gaan ons eie krag het reg kry, dan gaan ons val. Telefoontjie lui, gaan ons maar weer ewe skielik ervaar as 'n probleem in ons binneste. Maar Here, ons vanmôre wil ons oë vestig op Jesus. Stefanus kon bid vir hulle wat hom stenig. Die Here Jesus het gesê, vergewe hulle. Toe die 12 verspieders daar in die land Kanaan na die reëse gaan kyk het, toe 2 van hulle oë op Christus gehad, op die engel, die hoofletter engel, hulle was bereid om te gaan. Die ander 10 het op hulle eie vermoëns gestaat gemaak, hulle was nie bereid om te gaan nie. Ek wil vanmôre bid vir elke persoon wat reageer het, dat hulle vanmôre soos daai 2 verspieders sal wees, wat nie kyk na menslike krag en menslike vermoëns nie, maar wat vanmôre net sal kyk na die Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader, wat gesê het, ek stuur vir julle die Heilige Gees. Ja, hy woon in julle harte, maar ek stuur hom as persoon om jou te kom bekragtig. En daarom is dit voordelig, want hy kan by elke persoon gelyk wees. En ek wil bid vir hulle vanmôre. Geef hulle moed, geef hulle krag, dat dit nie net 'n hand sal wees nie,
maar 'n oorgawe, en dat U verheerlik sal word. Dankie daarvoor, Here. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek vra verskoning dat ons 'n bietjie oor die tyd gegaan het. Dit is maar baie mondvol vir die boodskap. Ons gaan die diens afsluit staande met 'n lied. Halleluja 120 verse 1 tot 3. O Heilige Gees vervul. En ek wil tog die uitnodiging verder maak as jy vanmôre 'n behoefte het en jy wil graag saam bid. As die ander uitgaan daar by die deur stilletjies, gaan koffie drink, dan kan jy net hier na die voorste banke toe kom. Ons sal baie graag met u saam bid. Ons kan vir u niks persoonlik doen nie, maar ons kan vir u na aanleiding van die Bybel wys. Predikant het eendag gesê, hy kan vir jou die leer wys wat opgaan na die plek waar die pompoene is wat gratis is. God het gawes gratis, dis al wat ons kan doen. Maar ons oë is gerig op Jesus. As jy behoefte het, bly gerus agter en ons bid saam. Mag die liefde van God onze Vader, die Here Jesus Christus, die genade en die kosbare tere werking met die Heilige Gees, met elkeen sy en bly, tot ons hom weer sal sien. Amen.